Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou ons begin vandag met die reeks wat handel oor verbonde. Die hele Bybel, vanaf Genesis tot Openbaring, gaan oor verbond. Dit is die belangrikste onderwerp in die Bybel, is die verbond wat die Here met die mens gesluit het. En dit met sy eie bloed aan die kruis van Golgotha bekragtig het. Wanneer 'n verbond gesluit word, is dit die kragtigste en die mees bindendste ooreenkoms wat ooit aangegaan kan word. Dit mag nooit verbreek word nie. 'n Verbond mag nooit verbreek word nie. Dit is 'n bloedverbond van trou, liefde en beskerming, en dit duur vir ewig tot die dood die betrokke persone skei. Net die dood kan 'n verbond opnuut maak. Die huwelik is 'n verbond en daarom mag die partye nooit skei tot die dood toe nie. Bybelse verbonde is die wetlike verhoudingsraamwerk waarmee God homself aan die mensdom verbind. Testament beteken verbond. Die ou verbond en die nuwe verbond. Die Ou Testament, die Nuwe Testament. In die Ou Testament word die Hebreëse woord berer gebruik wat beteken om te sny. Omdat verbonde deur die sny van diere bekragtig word. In die Nuwe Testament word die Griekse woord diatheke gebruik, wat wys op 'n eensydige beskikking of testament deur God. Ons kyk na die 8 hoofverbonde in die Bybel in kronologiese volgorde. Die 2 ooreenkoepelende verbonde is die 2 algemene verbonde wat die hele mensdom raak. Die werksverbond of die edenitiese verbond. Dit was gesluit in die tuin van Eden voor die sondeval. God het die mens die lewe beloof op voorwaarde van volmaakte gehoorsaamheid. Ongelukkig het die mens gefaal. Die mens was nie gehoorsaam aan God nie. Die genadeverbond, dit tree in werking reg na die sondeval in Genesis 3 vers 15. God beloof redding deur die saad van die vrou, wat dui op Jesus Christus suiwer uit genade sonder menslike verdienste. Dit vorm die sambreel vir al die opvolgende verbonde. So ons gaan vlugtig kyk na die 7 historiese verbonde. Ek gaan die tekste net aangee, maar ons gaan nie deur al die tekste werk nie, want dit gaan te veel tyd in beslag neem. U kan op u eie gaan hierdie tekste bestudeer. Die Bybelse verloop word gekenmerk deur 7 opeenvolgende verbonde. Hulle is of onvoorwaardelik, wat beteken God vervul dit ongeag die mense optrede, of voorwaardelik menslike gehoorsaamheid bepaal die seën van die verbond. Eerste is die adamitiese verbond, en dit is onvoorwaardelik. Die partye betrokke is God en Adam. Adam staan as verteenwoordiger van die mensdom, van alle mense. En ons vind dit in Genesis 3 vers 14 tot 19. Die inhoud daarvan is die vervloeking van die slang, die belofte dat Christus die Satan sal oorwin, harde arbeid vir die man en pyn tydens geboorte vir die vrou.
Die teken daarvan is die klere van vel waarmee God vir Adam en Eva bedek het. Dan is dit die Noagitiese verbond, en dit is ook onvoorwaardelik. Die partye betrokke is God, Noag en sy nageslag, en alle lewende wesens. Ons vind dit in Genesis 9, vers 8 tot 17. Die inhoud: God beloof om nooit weer die aarde met 'n wêreldwye vloed te vernietig nie. Die seisoene en die natuurwette sal stabiel bly. Die teken daarvan is die reënboog in die wolke. Dan is dit die Abramitiese verbond, en dit is ook onvoorwaardelik. Partye is God en Abraham, en sy biologiese en sy geestelike nageslag. Ons vind dit in Genesis 12, vers 1 tot 3, Genesis 15, Genesis 17. Die inhoud: God beloof aan Abraham 'n groot nageslag, die land Kanaan, en dat al die geslagte van die aarde in hom geseën sal word, en dit verwys na Christus, die Messias. Die teken daarvan is die besnydenis. Dan is dit die Mosaïese of die Sinaïtiese verbond. En dit is voorwaardelik. Die partye, die betrokke partye is God en die volk van Israel. Ons vind dit in Eksodus 19 vers 24. Die inhoud is die gee van die wet, die 10 gebooie. Indien Israel gehoorsaam is, sal hulle geseën word. Indien hulle ongehoorsaam is, sal die vloek en die ballingskap oor hulle kom. Die teken is die onderhouding van die Sabbat. Die Palestynse of die landverbond, en dit is onvoorwaardelik. Partye betrokke is God en Israel. Ons vind dit in Deuteronomium 30 vers 1 tot 10. God beloof dat ten spyte van Israel se ontrouheid en die toekomstige ballingskap, hy hulle uiteindelik weer sal terugbring na die beloofde land en hulle harte sal besny. Die teken is die fisiese herstel van die land en die volk. Die Dawitiese verbond, dit is onvoorwaardelik. Partye betrokke is God en koning Dawid. Ons vind dit in 2 Samuel 7 vers 12 tot 16. God beloof dat Dawid sy geslagslyn nooit sal ophou nie en dat sy troon vir ewig sal vasstaan. Dit word finaal vervul in Jesus Christus as die ewige koning. Die koningskap van Jesus staan vir ewig. Die teken is die koningslyn en die troon wat bly voortbestaan. Die nuwe verbond, dit is onvoorwaardelik. Partye betrokke is God met die huis van Israel, naamlik Juda, en deur die geloof uitgebrei na die hele kerk oor die aarde tot vandag en in die toekoms. Ons vind dit in Jeremia 31 tot 34, Lukas 22 vers 20 en Hebreërs 8. Die inhoud is die vergifnis van sondes, die innerlike verandering van die mens. Die wet word op die hart geskryf en die direkte persoonlike kennis van God sonder tussengangers. Ons het nie vandag 'n tussenganger, 'n priester nodig om met die Here kontak te maak nie. Ons kan direk tot God bid en self met hom praat en self met hom kontak maak.
Bekragtiging is deur die bloed van Jesus Christus aan die kruis. Hierdie nuwe verbond is in die bloed van Jesus bekragtig. Die teken is die heilige nagmaal, brood en wyn en die doop. Die sakramente wat die Here vir ons gegee het om te onderhou. Ons kyk hoe die wet van Moses in die nuwe verbond vervul is en ons fokus op die teologiese betekenis van die genadeverbond en hoe die ritueel van Genesis 15 die sny van die diere gewerk het. Hierdie antieke gebruike vorm die kern van hoe mense in die Bybelse tyd 'n verbond gesluit het. Dit was nie sommer maar net 'n handdruk of 'n handtekening op papier nie. Vandag stel ons 'n kontrak op en die partye teken daarby en dis afgehandel. Nee, hierdie verbond is 'n lewe, 'n saak van lewe en van dood. Ons kyk eers na die sny van die diere, beref. Sny, die Hebreëse uitdrukking vir 'n verbond sluit in karet beref, wat letterlik beteken om 'n verbond te sny. 'n Verbond word gesny. Dit verwys direk na die ritueel wat diere in die helfte gesny word. Die voorbereiding, die partye het skoondiere geneem, 'n vers, 'n bok, 'n ram, 'n tortelduif of 'n duif. Hulle het dit met hul deurgesny, van die rugstring af, deur ondertoe. Die uitpakkrag, die twee helftes word dan teenoor mekaar op die grond oopgevlek. Met ander woorde, die diere word op die rug gesny, die twee helftes word oopgevlek op die grond, en dan vorm dit 'n nou paadjie, waardeur die persone kan loop, soos jy daar kan sien op die foto. Die diere is oopgesny, hulle lê weerskante, en daar vorm 'n paadjie. Dan sal die betrokke partye sal daar deurloop, gewoonlik in die vorm van 'n 8, sal hulle deur dit stap, en hulle sal die verbondsbeloftes maak, en dan die verbond bekragtig daar met die bloed van die diere. Hierdie paadjie word genoem die bloedpad, waar die bloed van die diere saamgevloei het. Dit word genoem die bloedpad, wat hulle daardeur stap. Albei die partye moes saam deur hierdie bloedpad stap. En hulle het dan gewoonlik gaan staan tussen hierdie gesnyde diere, en dan het hulle hierdie verbond daar afgehandel. Ons gaan net daarna verder kyk. Die betekenis, deur tussen die diere te stap, het die partye 'n selfvervloekingsooreenkoms afgelê. Terwyl hulle tussen hierdie diere gestap het, en daar tussen die diere gestaan het, het hulle gesê, mag dit met my gebeur, indien ek hierdie verbond sou verbreek, indien ek hierdie verbond nie sou nakom nie, dat ek sou word soos hierdie diere wat middeldeur gesny is. Laat dit met my gebeur, wat met hierdie diere gebeur het. Dit was 'n absolute waarborg van lojaliteit. Die uitsondering vind ons in Genesis 15, toe God hierdie verbond met Abraham gesluit het in Genesis 15, het daar 'n unieke ding gebeur. God het Abraham in 'n diepe slaap laat val. God het Abraham beveel om die diere te neem, hulle middeldeur te sny, hulle neer te lê,
En daarna het daar voëls gekom om hierdie diere te kom eet. En Abraham het hulle probeer wegjaag. Maar God was nie tevrede dat Abraham wou hand gee in hierdie verbond nie, want dit was 'n eensydige verbond van God aan die mens gewees. Daarom het God vir Abraham in 'n slaap laat verval. En nadat Abraham geslaap het, het daar 'n rokende oond en 'n brandende fakkel wat God se teenwoordigheid uitbeeld deur hierdie diere deur beweeg. Dit beteken God het hierdie verbond onvoorwaardelik gemaak. Daardeur sê die Here, ek alleen neem die straf op my indien hierdie verbond verbreek word. Hy neem die vloek van die verbond op hom alleen. En dit is aan die kruis volbring toe Jesus gesterf het vir die mense ontrouheid. Jesaja 50 vers 6. Ek het my rug gegee vir die wat slaan. Psalm 129 vers 3. Ploers het op my rug geploeg. Hulle het al vore lank getrek. Jesus se rug was oopgekloof om vir ons die verbond te bekragtig. Jesus word die verbondsoffer wat vir ons geslag word. Hy word die offerdier waardeur die verbond bekragtig word. In sy eie bloed word die verbond bekragtig. Jesus dra die vloek in ons plek en namens ons. Daarom hoef ek en u, wanneer ons gesondig het, nie die vloek van die verbond te dra nie, want Christus het dit namens ons gedra aan die kruis van Golgotha. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So hy neem die vloek wat na ons toe moes kom, op hom. Want ons het die ooreenkoms gebreek, ons het gesondig. En Christus neem die vloek op homself. En daarom is ek en u nie meer onder die vloek nie. Die uitruil van die klere, die mantels. In die Oosterse tradisie het 'n mens se mantel of jou kleed het jou status, jou identiteit en jou persoonlikheid verteenwoordig. Die twee partye het hulle buitenste mantels uitgetrek en dit vir mekaar gegee om aan te trek. Deur my mantel te gee, sê ek, wat myne is joune. My status is jou status. Dit beteken totale toeganklikheid. My hele wese, my hele lewe behoort aan jou. Wanneer ek sterf, moet jy na my familie omsien. Indien jy sterf, sal ek na jou familie omsien. Dit was 'n simbool van totale eenwording en die oordrag van regte. 'n Lys van al die bates en laste word opgestel en voor die getuies gelees. Daar kan 'n kontrak opgestel word wat die voorwaardes van die verbond bepaal. Baie paartjies, wanneer hulle trou, voor die troue, stel hulle 'n huwelikskontrak op. Dit is die kontrak van die verbond. Die kontrak van die huweliksverbond word opgestel en voor getuies geteken. Hoe Jesus hierdie simbole in die nuwe verbond toepas. Die hele Ou Testamentiese verbondskultuur was 'n skaduwee, 'n tipe
van wat Jesus aan die kruis sou doen. Jesus neem hierdie fisiese simbole van die klere, die wapens, die littekens, die maaltyd en maak dit die kern van geestelike realiteit. In die nuwe verbond vind daar 'n radikale uitruil van mantels plaas tussen Jesus en die gelowige. Die Bybel sê ons dade is soos vuil klere of besmeerde klere weens die sonde in Jesaja 64 vers 6. En ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Jesus het hierdie vuil mantel van sonde aan die kruis oorgeneem. Jesaja 53 vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. In ruil daarvoor trek Jesus vir ons sy koninklike mantel van geregtigheid aan. Hy beklee ons met sy geregtigheid. Dit word in Galasiërs 3 vers 27 vervul. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Wanneer God nou na ons kyk, dan sien hy nie meer ons sondes nie, maar hy sien die koninklike kleed van Jesus Christus. Hy kyk nie na ons en sien die sondes nie. Hy sien ons is beklee met 'n koninklike kleed, naamlik Christus Jesus. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Ons het die eiendom van Jesus geword. Ons en alles wat ons het, behoort aan hom. En alles wat hy het, behoort aan ons. Dan die volgende is die uitruil van die wapens, die gordel, die uitruil van wapens soos die swaard, die boog en die gordel, die wapengordel was die wetlike verklaring van 'n militêre beskermingsvennootskap. Die partye het hulle persoonlike wapens en gordels ontbloot en dit aan mekaar oorhandig. Dit beteken jou vyande is my vyande. As iemand jou aanval, val hulle my aan. Ek gee my krag en my beskerming vir jou. Jy hoef nie meer alleen te veg nie, ek veg saam met jou. Ons is nou twee teen die vyand. Jy staan nie meer alleen teen die vyand nie. Die mees bekende voorbeeld waar al hierdie elemente plaasvind, behalwe die sny van die diere, is die verbond tussen Jonatan, die kroonprins van Israel, en Dawid, die herderseun, die veewagter. 1 Samuel 18 vers 3. Toe sluit Jonatan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonatan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Jy sien, 'n verbond word hier gesluit. En Dawid het uitgetrek. Hulle het hulle wapens en hulle klere geruil. Hulle het 'n verbond gesluit. Omdat Jonatan sy wapens en sy mantel vir Dawid gegee, het hy sy eie reg
op die troon as prins van Dawid oorhandig en beloof om Dawid met sy lewe te beskerm teen sy eie vader, koning Saul. Hy gee sy hele wese, gee hy oor aan Dawid. Maar ons gaan volgende week, as die Here ons spaar, gaan ons volgende week dieper kyk na die verbond tussen Jonathan en Dawid. Onder die nuwe verbond hoef ons nie meer met fisiese swaarde of boë te veg nie, want ons stryd is geestelik. 2 Korinte 10 vers 4, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werk, prys die naam van die Here. Ons hoef nie meer fisies te veg nie, want God veg namens ons. Omdat ons in 'n verbond met God is, het hy sy wapens en sy krag vir ons gegee. In Efesiërs 6 lees ons van die volle wapenrusting van God. Hy gee sy volle wapenrusting vir ons. Let op, dit is God se wapenrusting wat hy vir ons gee om aan te trek. Ons kry sy gordel, die waarheid, sy borsharnas, sy geregtigheid en sy swaard, die swaard van die Gees, wat die woord van God is. Ons vyande is sy vyande en ons oorwinning is sy oorwinning. En sy vyande is ons vyande. En sy oorwinning is ons oorwinning. Amen. Jeremia 1 vers 19. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Halleluja, prys die naam van die Here. Hy sê in Romeine 8, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. My broer en suster, ons hoef nie meer die geveg te veg nie, want Christus veg die geveg namens ons. Wanneer ons in die krisis is, wanneer die vyand ons aanval, dan spreek ons hom aan in die naam van Jesus Christus en ons neem die oorwinning in die naam van Jesus Christus. Ons hoef nie gebukken onder die las van die vyand te gaan nie, want God gee sy wapens, hy gee sy krag, hy gee sy autoriteit aan ons om die oorwinning te neem in sy seun Jesus Christus. Halleluja, prys die Here, loof sy heilige naam, want hy is God, hy is groot tot in alle ewigheid. Halleluja. Die volgende is die verbondsteken op die liggaam, die litteken. Nadat die verhouding wetlik vasgelê is, moes daar 'n permanente, sigbare teken as bewys op die liggaam wees. Die twee partye het gewoonlik 'n sny in hul handpalms of aan hul polse gemaak. Nou gewoonlik het hulle dit gedoen terwyl hulle tussen daardie twee helftes van die diere gestaan het. So hulle het tussen die diere wat oopgesny lê, oopgevlek lê, het hulle daar tussen gestaan in die bloedpad, het hulle gestaan en dan die snye aan hulle handpalms of aan hulle polse gemaak. Dan het hulle hande saamgevoeg, saamgehou, sodat die bloed met mekaar kon meng. Die een se bloed met die ander een se bloed meng en saam in mekaar invloei. Dan was daar 'n tipe swart poeier wat hulle gebruik het, of as, gewone as, hout wat gebrand is, 'n as in die wond gevryf, sodat dit 'n donker permanente litteken gemaak het. Dit het dan ook so rif gevorm waar daardie as ingevryf is. Dit was 'n lewenslange, onuitwisbare teken. Wanneer iemand sy hand opsteek om te groet of om te veg,
dan kon almal sien, hierdie man staan in 'n verbond met iemand, hy staan nie alleen nie. Indien jy hom aanval, sal sy verbondsgenoot hom kom help. Broer Jannie, wanneer iemand jou vrou aanval, gaan jy weghardloop of gaan jy help? Want sy is jou verbondsvrou. Julle staan in verbond, en dieselfde as iemand jou aanval, gaan sy jou help. Want julle staan in verbond met mekaar. So almal kan sien, daar is die teken van die verbond. Hierdie persoon is in 'n verbond met iemand, los hom uit, moenie met hom sukkel nie. Dit is waarom God die besnydenis as 'n permanente liggaamsteken vir Abraham gegee het in Genesis 17 vers 10. Dit is my verbond, wat julle moet hou tussen my en julle, en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word. En dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Jesaja 49 vers 16 sê, kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer. Met sy kosbare bloed het Christus ons in sy handpalms gegrafeer, waar die spykers deur die hande geslaan was en die bloed gevloei het. Die Joodse seun moes besny word as teken van die verbond. Jesus se handpalms is gesny as teken van die verbond. Jesus word ons besnydenis, sodat ek en u nie meer besny hoef te word nie. Kolossense 2 vers 9. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Christus is ons besnydenis. Filippense 3 vers 3. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy die verbondstekens behou. Die merke in die hande is daar nog steeds in die hande van Jesus. Johannes 20 vers 20. En nadat hy het gesê, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Hulle het die verbondstekens en die merke in sy hande en in sy sy gesien, en daaraan het hulle die Here herken. Wanneer ons hande ophef, ons hande omhoog hou na die Here toe, die Here loof met ons hande omhoog, en hy steek sy hand uit, en hy neem ons hand in sy hand, dan vloei daar die bloed van Christus teen ons polse af, en hy raak ons aan met sy kosbare bloed. Hierdie littekens is die ewige, permanente bewys van die nuwe verbond. Wanneer Christus kom, sal ons die tekens in sy hande sien. Baie mense sê, nee, dit het gesond geword. Nee, my broer en suster, dis die teken van die verbond. Dit staan daar tot in ewigheid, is daar die tekens in die hande van Christus. Indien iemand sê, hy is Jesus Christus, dan sê jy vir hom, wys my jou hande, ek wil daar die tekens sien. Indien die tekens van die spykers nie daar is nie, dan is dit nie Christus nie.
Wanneer die Satan die gelowige beskuldig, hy is mos die aanklaer van die mens. Hy kom by God en hy sê, daardie een het dit gedoen en daardie een het dit gedoen, dan wys Jesus sy hande as bewys dat die skuld betaal is. Hier is die verbondsteken, die bekragtiging, hier is die teken van die verbond, die skuld is betaal, hulle is vry. Wanneer die twee partye die hande neem en die bloed saamvloei, dan neem hulle ook mekaar se name aan. Dit is waar name vandaan kom, Janse van Rensburg, Janse van Vuren, dis families wat jare gelede verbonde met mekaar aangegaan het en hulle het mekaar se name aangeneem. Janse en van Vuren en toe word dit Janse van Vuren. Die verbondsmaaltyd. 'n Verbond is nooit in isolasie gesluit nie. Dit is altyd in die openbaar gevier met 'n gemeenskaplike maaltyd. Die partye het saam gaan sit en brood gebreek en wyn gedrink. Wanneer ons in die Bybel lees van brood en wyn, dan weet ons daar vind 'n verbond plaas. Die brood verteenwoordig ons liggame en die wyn verteenwoordig ons lewensbloed. Eet my liggaam, ek eet jou liggaam. Drink my bloed, ek drink jou bloed. En daardeur word ons een. Dikwels is die vleis van die offerdiere wat dan in die begin gesny is en oopgevleg is waardeur hulle geloop het, dikwels is die vleis van daardie diere gebraai en dan het hulle dit ook saam geëet as die verbondsmaaltyd of as deel van die verbondsmaaltyd. In die Oosterse tradisie was die deel van die maaltyd die hoogste vorm van vrede, vriendskap en versoening. Deur saam te eet het hulle gesê, ons is nou familie. Ons familie en julle familie is nou een familie. Die twee families word een familie. Jou kos voed my en my kos voed jou. Johannes 6 vers 47. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dit is uit die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, dit beteken ek sweer vir julle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. In die nag waarin Jesus verraai het, het hy die heilige nagmaal ingestel deur die eet van die brood en die drink van die wyn. Dit is die verbondsete wat Jesus ingestel het. Die ete waardeur hy die nuwe verbond verseël het. Die ete is die seël van die verbond. Die verbond word verseël deur die ete. En almal wat deelneem daaraan, het ook deel aan die nuwe verbond en die verlossing in Christus Jesus. So wanneer ons aansit aan die nagmaaltafel, ons eet die brood,
ons drink die wyn of die druiwesap, dan het ons deel aan die nuwe verbond, wat Christus ingestel het, en met sy eie bloed bekragtig het. Daarom sê Jesus, indien ons nie van die brood eet, en van die bloed drink nie, dan het ons nie deel aan die verlossing nie. Die brood is 'n tipe van die vlees van Jesus, en die wyn is 'n tipe van die bloed van Jesus, wat vir ons sondes gestort is. Wanneer ons die brood eet, en die wyn drink, dan neem ons sy verbond aan, en word ons deel van die nuwe verbond. En al die voorwaardes wat daarin bepaal is. Matteus 26 vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Elke keer wanneer ons die brood eet, en die wyn of die druiwesap drink, dan neem ons deel aan die verbondsmaaltyd. En nou bly daar nog net een teken van die verbond oor, en dit is, daar word 'n boom geplant as 'n gedenkteken. Die bloed van die geslagte diere word dan op hierdie boom gesprinkel. Handelinge 10 vers 39. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Die kruis is die boom wat geplant is. Dit is die gedenkteken wat God aan ons nagelaat het. Openbaring 2 vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Wie is die boom van die lewe? Jesus Christus is die boom van die lewe. Hy is die boom wat geplant is, waarvan die blare nooit sal verdor nie. Dan ter afsluiting lees ons dan Openbaring 22 vers 1. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weeskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. Die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien. En sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Prys die naam van die Here. Sy naam sal op ons voorhoofde wees. Hy gee sy naam vir ons. Hy het ons name in sy handpalms gegraveer aan die kruis van Golgotha. Prys die naam van die Here.